In Ink Luisterstories bied aan. Hoeveel kolletjies het 'n terntaal? Uit die bundel Oom Misbolletjie se boskonsert, geskryf deur Oom Misbolletjie en voorgelees deur Louis Nel. Hoeveel kolletjies het 'n terntaal? Al ooit gewonder? Hierdie vraag het 'n obsessie by my geword en elke keer as ek een van hierdie fascinerende kolletjies hoenders gadeslaan, dan begin die vraag al by my spook. Dis Saterdagoggend in die bos. So sit ek doodverveeld op die stoep en wonder wat ek met myself kan aanvang. Uit die kerkdroë veld kom 'n verdwaalde terntaal aangedrentel, so half in my rigting. Sal ek nou nie maar die arme voël se dag vir hom maak nie, wonder ek so by myselfers, en ek gooi 'n paar mieliepitte voor die stoep. Dis asof 'n weerligstraal die terntaal tref. Skielik kry sy lamlendige beendere splinternuwe lewe en hy versnel soos 'n Boeing op 'n vliegveld met die opstygslag. Dis asof sy pote net so hier en daar grond raak soos hy aangehol kom. Ek wil my nog verwonder oor die skielike lewe in die dooilike voël. Toe merk ek beweging uit die bos van al kante af. Dis net terntaale waar jy kyk en almal kom na my stoep toe aangehardloop. Kompleet soos 'n skool piranhas wat op 'n karkas toesak, val die kolletjies hoenders tussen die mieliepitte in. Die groot pitte raak nie eers kant nie. Hulle is sommer reguit pens toe, waar hulle goep inval. Binne sekondes is daar 100 of meer terntaale. Ek gooi 'n handvol pitte en dan swerm die hele lot daarheen. Dan gooi ek weer 'n handvol na die ander kant toe en soos blits maak die hele swerme omkeer, dat grond en klippe deur die lug vlieg na daardie nuwe hoopie toe. In 'n enkele stofwolkbeweging verdwyn al die pitte gelyktydig. Skielik kom hier so 'n vaal streep stof uit die veld aangewarrel. 'n Ligdraad met 'n klein klossie in die sterkant wat sing in die wind. Uit 'n ander rigting kom nog een, ook met net so 'n klossie punt ligdraad op sy agtersteewe. Hoe die vlakvarke uitgevind het dat daar gratis kos uitgedeel word, weet nigter alleen. Hulle vlieg onder die terntaale in, dat jy net sien vere spat. Die voël sit 'n keel op, dat jy hulle wie weet waar kan hoor. Nou speel die varke van al kante af uit die bosse, totdat daar 'n dosyn van die knoetsgevreet gediertes met die terntaale meeding om die mieliepitte. Dit baklei en druk in en wurm tussen mekaar se bene deur. Dit kekkel en kloek en snork en brom en skree. 'n malle, kakofoniese vrek van die honger deur mekaar spul. En dit is toe ek hierdie wriemelende massa so oop mond staan en gadeslaan, so skielik
'n blink gedagte kry. Sien, om te probeer kolletjies tel op 'n tarantaal is 'n totaal onmoontlike saak. Want in die eerste plek staan hy nie vir een enkele oomblik stil nie. Boonop raak jy skoon duiselig as jy hom stip bekyk en jy sien naderhand net kolle. Sien, my gedagte is toe mos om 'n foto van een te neem. Dan kan jy hom mos op jou tyd analiseer. Nou ja, om tussen hierdie dolle spul een uit te sonder om 'n foto te neem, is 'n gans ander taak, wat ek nie graag vir iemand toewens nie. Ek knyp my oë toe en druk die knoppie. Wonder bo wonder, is dit nie 'n vark se agtersteewe nie, maar 'n tarantaal wat in my foto pryk. En so bestudeer ek toe mos die tarantaal se kietjie. Lagwekkende dirasie hierdie kolletjies voor. Lyk kompleet, nes 'n ou antie met 'n ou tydse kerkrok aan. Jy weet mos, die soort wat toeknoop tot heel bo, sodat dit lyk of sy besig is om te verwrig. En dan het sy daardie koddige kerkhoedjie op die kop, wat lyk of dit iewers baie verkeerd gegaan het, en of die ontwerper 'n haai se rugvin in gedagte gehad het, toe hy die hoedjie maak. En haar blou mascara het gesmeer, gesmats. Nie sommer net so nie, maar reg oor haar wange en alles. En dan is daar daardie liederlike swart sykouse, die soort wat die meisies toen ter jare op Waterval boven skool toe gedra het. Jeg, klink ook nes 'n klomp ou anties op 'n kerkbazaar wat staan en skinder, soos hulle aan mekaar tekkel en kiep en giggel. Ek begin tel, maar baie gou sien ek dat hierdie ding nooit gaan uitwerk nie. Want skaars hier by die 20ste kolletjie rond verloor ek al toet en taal my plek, en dan moet ek maar weer voor begin. Narend swem die kolletjies voor my moe oë rond, en ek kan net eenvoudig nie meer kyk nie. Toe tref nog 'n briljante idee my sommer so uit die bloute uit. As ek mos nou net 'n klein stukkie op beslag tel, dan sal dit mos soveel makliker wees. Ek deel die voël se 1/2 in 8 blokkies, en toe tel ek in so 'n 8ste van een kant 15 kolletjies dwars en 20 af. Dit gee jou mos nou 300 kolletjies. Maklik. Maal dit nou met 8 en jy kry 2400 kolletjies. As jy die ander kant bytel, het jy 4800. Maar toe tel die een ou tante haar vlerk op om 'n vlooi of 'n luis of 'n ding by te kom, en ek besef dat daar net soveel kolletjies onder die vlerk is as bo-op. En ek merk dat haar vlerke die helfte van die lyf toemaak. Dus moet jy nog 2400 bytel vir wat jy nie sien nie, en 'n verdere 2400 van die agterkant van die vlerke. Nou trek ons al by 9600 kolletjies. Maar toe reken ek mos in my slimmigheid. 'n Tarantaal se vere lê mos dubbel laag. Dus moet jy alles verder nog mos met 2 vermenigvuldig. Nou trek ons by 19200 kolletjies. En nou tel nou maar daai een kolletjie wat jy nie in goeie geselskap durf noem nie by. En ek kan dit nou maar vandag kategories stel dat 'n tarantaal 19201 kolletjies op sy, of is dit nou haar,
lyfe. Maar nou begin ek wonder of ek ooit reg getel het. Maar oortel, nee, nimmer as te nooit. Ek het klaar getel. Dit was 'n produksie van In Ink Luisterstories. As jy daarvan gehou het, volg gerus ons kanaal deur die subscribe knoppie hieronder te druk. Lewer asseblief ook kommentaar op die stories en vertel vir ons wat jy daarvan gedink het. Dit sal ons in staat stel om nog baie meer soortgelyke stories aan jou te bring.